Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand aan almal wat kyk, almal wat luister, almal wat in tune. Het jy jou brille nou geadjust? Ek het my brille adjust, want dit lyk of jou skermpie skeef is. Is die skerm nie skeef nie? As dit nie is nie, ignore my, gaan net aan. Want ek het my brille adjust, en ek dink dit lyk nou beter. Nee, ek dink is fyn. Ek dink hy lyk fyn. Ek het die angle gecheck en ek dink nie dit is 'n issue nie. Maar ons sal sien. Mineka, as dit 'n issue is, fix dit net. Ek bedoel, jy is mos 'n genius in hierdie tipe van goed. Jy was besig met goeiemôre. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Almal wat inskakel, almal wat luister, almal wat kyk, is lekker om saam met julle te kuier. Ek is Pastoor JP, saam met my is Pastor Dani. en is lekker om hier so te wees saam met jou pastor. Pastor dieselfde hierdie kant, dis lekker. Om saam met jou hier so te wees. Ons gaan dit herhaal. Ek weet nie, ek voel so amper ons moet dit oordoen. Sou ons dit nie authenticate dit wou gehad het nie. Sou ons dit nie oorspronklik wou gehad het nie. Maar kom ons gaan net. Ek verstaan nie wat jy nou wil sê Ek het self nie verstaan wat ek nou wil sê nie. Pastor, Sondag se boodskap was amazing. Ek het dit ge-enjoy. Ons is op Pinkster. Ja, Pinkstertyd. Hierdie hele tydperk is 'n interessante tyd vir my. Is altyd vir my 'n interessante tyd om obviously die gesprekke te hoor wat aangaan in die kerkwêreld, in die teologiese wêreld en goed. En ons het besluit ons gaan vir die volgende maand of so gaan ons fokus op Pinkster en gaan ons fokus op die werking van die Heilige Gees. So daarmee wil ek sê, as julle in ons gemeente is, hê verwagting vir die volgende paar weke wat kom en weet dit gaan great wees. En ons gaan groot goed sien. Pastor, vanoggend dink ek aan en ek besef dat alles van die begin van die jaar af is hierdie oploop na Tetelestai toe, na Paasnaweek toe. En van Paasnaweek af is ons nog al die pad soos besig met 'n journey, besig met 'n pad wat ons stap saam met Jesus, met die kruisiging, die oploop na die kruisiging, die opstanding, die Jesus wat homself aan die disippels bekend maak daarna, en dan daai hemelvaart wat verby is, awesome tyd. En dan het ons hierdie verwagting vir daai 10 dae vir Pinkster. Pinkster het aangebreek, Sondag het ons daaroor begin praat. En dit is vir my net asof ons in hierdie werklikheid van wat plaasgevind het 2000 jaar terug gecapture is vir 'n oomblik. En ek weet somewhere gaan dit release. Somewhere gaan ons, begin wegstap van die kruisiging en die opstanding en die uitstorting. Maar ek besef vanoggend soos, wow, maar is dit nie Pinkster vir die res van ons lewe nie? Ja, dit is 'n aaneenlopende storie. Jy weet, die disippels het die verwagting gehad van die uitstorting. Jy weet, Jesus het vir hulle gesê, net voordat hy opgegaan het, hemel toe het hy vir hulle gesê, wag hierso totdat julle die krag ontvang, waarvan ek gepraat het. En toe het hy opgegaan en hulle het gewag. En hulle het nie geweet hoe lank hulle moet wag nie. Jy weet, in Pinksterfees is 'n Joodse fees wat al in die Ou Testament, jy weet, en dit is, ek dink min mense weet dit. Min mense weet dit, ja. Dis 'n fees wat die Jode al lank vier. Jy weet wat al 'n lang tyd kom. Dis hoekom hulle almal saam was en dis hoekom daar baie Jode in Jerusalem was op daai tyd. En hoekom hulle, jy weet, van die verskillende areas afgekom het, want dit was Pinkster gewees. Dit was die fees van die oes. Ja, die oes is gereed. Die oes gaan nou ingesamel word en die offer daarvan gaan gebring. Maar dit is mooi want Jesus sê die oes is gereed. Die oes is gereed. Pinkster is hier. Dis eintlik wat hy sê, gaan uit, die oes is gereed, en hier's Pinkster, en dit kondig daai tydperk van die oes aan. Ja. En ek love it. Jy weet, ek sit myself baie keer in hulle skoene, waar, Jesus het nou vir ons gesê, ons moet wag, nou wag ons. Jy weet, en niemand het 'n idee hoe dit gaan lyk, wanneer die Heilige Gees uitgestort word nie. Niemand het 'n idee hoe dit gaan wees nie. En op 'n dag kom hulle saam, en ek kan dink dat die 9 dae voor het hulle ook saam gekom soos hulle doen, en jy weet, hulle het by mekaar gekom en geëet en wat ook al, en die volgende oomblik, vandag is daar net 'n rukwind. Jy weet, en tonge van vuur wat op hulle is, en hulle begin in tale praat, en die mense kan hulle hoor. Ja, gedink in die wonderwerk wat dit is, want hulle was by mekaar, maar die mense kon hulle hoor, en hulle het in hulle eie taal gehoor hoe die woord sê, the mysteries of God was being revealed. En dit is soos, beautiful. What a day. En wat cool is ons is aan hierdie kant van Pinkster. Wat beteken, ons het nie die verwagting van daai uitstorting nie.
ons het nou die verwagting om die volheid daarvan elke dag te kan beleef. En wat 'n voorreg is dit nie, om dit te kan beleef. Nou obviously, as ons nou teruggaan na Sondag toe, het ek bietjie gepraat oor gemaksone en Doktinus het die week voor dit gepraat oor liefde as die motief van die werking van die Gees. En dis 'n mooi fondasie. Maar jy gaan nooit dit persoonlik beleef as jy in jou gemaksone bly nie. Jy weet, en ek het dit genoem Sondag, om te sê, jy moet op 'n punt kom waar jy uit daai gemaksone moet tree. Jy weet, maar voordat ons daar kom, moet ons establish, daar moet 'n groundwork fondasie gelê word van, maar is dit hoe God wil hê die dienste nog moet lyk? Is dit dat wil God nog steeds hê die gawes moet in die kerk wees en moet operational wees en goed, want obviously daar's opinies daar buite en as jy ver genoeg op die internet gaan, jy weet, die naysayers, kry mense wat sê dit is nie vir vandag nie, of dit is nie hoe dit veronderstel is om te lyk nie, of dit het tot 'n einde gekom. Dit het tot 'n einde gekom en wel, as ek die skrif lees, dan sê die skrif iets anders. Ja, die skrif sê dit sal tot 'n einde kom wanneer Jesus terugkom. Dis presies. Dan sal dit tot 'n einde kom. En pastor, wat ek love van is weer eens die gedagte dat Pinkstersondag het opgedaag. En die verwagting is daar. En in ons onkunde, en ek sê onkunde, sal ons maklik hierdie verwagting hê dat, okay, great, iets soortgelyk soos die uitstorting van die Heilige Gees moet nou Pinkstersondag plaasvind, en dit gaan nou hierdie wow-dag aankondig vir hierdie jaar. Nou, ek sê nie dat dit nie kan gebeur en ons die tonge van vuur kan sien en amazing goed al beleef het, al self die rukwinde beleef, menigmale, nog nie die tonge van vuur gesien nie, maar iets soortgelyk al beleef en daarin gaan nie, maar ons het hierdie verwagting vir 'n dag. Ja. En nou is Pinkstersondag verby, okay, kry, kom ons gaan aan en dan preek ons oor liefde of oor die of oor daai of oor, in plaas daarvan om te besef, maar dit wat jy nou gesê het, is hoe moet dit van nou af lyk? En as ons sê van nou af, let's step back 2000 and something years ago, en dan sê van Pinkstersondag af, daai geboorte van die kerk, wat hulle dit noem, van daai dag af, hoe moet dit van nou af lyk? Ja. Elke Sondag. Ja, elke keer. Elke keer wat ons by mekaar kom. Woord sê dit, elke keer as julle by mekaar kom. En ek glo jy het die woord vanoggend so pertinent gesê, en ons gebruik die woord bittermin hier. Hoe moet dit lyk? Ja. Hoe is dit veronderstel om te wees? Wat was die original design? Die rede hoekom ek dit opbring is want daai skrif in 1 Korintiërs 14 is 'n correction wat Paulus gebring het aan die kerk van Korinthe, want die kerk in Korinthe het die gawes misbruik. As ek dit so kan sê, hulle het dit nie reg gebruik nie, en hy het ingekom en hy het orde geskep en hy het gesê hoe dit moet wees en hoe dit moet wees. Ek het dan met iemand gepraat wat gesê het, ja, maar hoekom word daai gawes nie in ander boeke of in ander briewe geskryf? Sê ek, want daai kerk het dit reg gedoen. So daar was nie nodig gewees vir Paulus om dit te korrigeer nie, maar hy het dit gekorrigeer. Hy het dit nie weggevat nie. En hy het gesê, dis hoe dit moet lyk, wanneer ons by mekaar orde bring. Dit is dieselfde, en ek wil nou nie afdwaal na iets anders toe, nie, ons terugkom na jou gedagte toe, maar net om het te sê, is dis dieselfde misverstand wat daar is, wanneer ons dink aan wedergeboorte en doop. Dat Jesus in Johannes 3 vers 3 tot 5 praat hy van die wedergeboorte, wat in daai tyd outomaties erken sou wees as bekering, 'n belydenis, bekering, en doop. Dit is soos one thing. So wanneer Jesus gepraat het van wedergeboorte, dan het dit ingesluit. Dit was nie 'n separate ding, het dit ingesluit. En dan het dit outomaties gevloei na heiligmaking, en die dooping met die Heilige Gees is deel daarvan. So hulle het nie nodig gehad om elke keer wanneer hulle gepraat het van wedergeboorte of geloof dit op te breek. Want dit was soos, dit is hoe dit moet wees. Dis hoekom Petrus op 'n stadium dan, en ek voel ek besig om af te dwaal, maar op 'n stadium stop en hulle kom by 'n gemeente waar die Heilige Gees werk en hy soos, is hulle al gedoop? En dan soos, nee, en hy soos, laat hulle onmiddellik doop, want dit is een ding. En ek dink nou as ons terugkom dan by Pinkster en dan soos maar, en dit kom by die vloei van die gawes van die Heilige Gees en die belewenis van die geestelike gawes en alles, dan maak Paulus dit soos maar, dis hoe dit moet wees. En in hierdie gemeente was dit nie soos dit moet wees nie. Ek dink as Paulus vandag hier moes wees, dan sou hy 10 teen 1
by baie gemeentes stil gestaan het en gevra het, nee, maar waar is die Ja. gawes van die Heilige Gees? En gesê, ek het nie meer nodig om orde te bring nie. ja, ek moet die vraag vra, hoekom doen julle dit nie? Ja, waar is dit nou? Ja. En ek nêrens lees ek, dat hy met die gesindheid, soos jy het uitgewys gekom en gesê het, wow, hoekom is die gawes van die Heilige Gees? Hoekom vloei die gawes? Wat gaan hier aan? Julle moet onmiddellik ophou nie. Het was meer 'n geval van, wow, hier's 100, niemand verstaan wat aangaan. Wow, stop. En dan sê hy, hoeveel keer? 3 keer, ten minste 3. Ja. Ten minste 3. En ek dink vandag se tyd sou Paulus gekom en gesê soos, maar waar is dit? Ja, ek is seker hy sou. Hy het nog selfs gesê in 1 Korintiërs 14 in die stuk waar hy sê, ek bid meer in tale as enigeen van julle. Ja. Jy weet, dan dink jy, okay, hy sê dit, so dit het nog nooit vir my sin gemaak, dat, okay, nommer 1, nêrens in die res van die Nuwe Testament word tale genoem nie. Dan sê ek soos, okay, maar dit word genoem in Korintiërs, is dit nie genoeg nie? Jy weet, en in Handelinge. In Handelinge, maar moet dit nou in elke boek genoem word vir ons om dit te wil doen, of wat? So, nee, die punt was gewees om te establish, dit is hoe God dit wou gehad het. Hy wil dit so hê, dit staan in sy woord, dis hoe die kerk moet opbring. Dis hoe hy dit wil hê. Ja. En die tweede punt is, okay, die opdrag is aan ons gegee, om dit te beywer. We need to desire. It is beautiful. Ons moet dit najaag. Dis beautiful. So wanneer het daai opdrag opgehou? Maar dis die ding. Een ding wat ek nie genoem het nie, in my preek van Sondag. Een ding wat ek nie genoem het nie is, as jy die Griekse syntaks gaan dis baie boring, okay? Maar wat die tale hou, sal dit waardeer. Wat is die woord wat ek nou soek? Die tense van daai eagerly desire is 'n continuous tense. So met ander woorde, dis nie 'n ding wat hy een keer vir iemand gesê het en daai opdrag is relevant vir een persoon of vir 'n gemeente en vir niemand anders nie. Dis 'n continuous tense wat beteken dat daai opdrag is nog steeds en nêrens in die skrif, nêrens anders. He doesn't resent that commandment ever. So my vraag altyd met hierdie goed is, wie dan is ons om te sê dit moet tot 'n einde kom? Jy weet, oral in ons Openbaring ook kan sien ons hierdie goed sal tot 'n einde kom wanneer die Messias terugkom, wanneer Jesus weer sy voete op. Nou is dit gedeeltelik, dan sal dit ten volle wees. Dis 'n profesie, hierdie gaan aanhou. As ons in die Korinte kerk was, nê, en ons was daai dag daar en ons het die ability gehad om 2000 jaar te leef, nê, dan sou ek dit vat dat Paulus sê, hey, eagerly desire hierdie goed. Elke Sondag moet daar hierdie goed wees, want dis wat hy daar sê, dit is veronderstel om so te wees, dit moet daar wees. Hou aan daarmee, laat dit so wees, laat dit ordelik geskied, doen dit. Eagerly desire. Hou aan. En ek sou elke Sondag opdaag, met die wete dat Paulus het gesê, dis hoe dit moet wees. En die tradisie van die gemeente sou so gewees het. Die kerkorde sou so gewees het, en ek glo daarna, na hierdie streng vermaning, was dit hoe dit in die Korinte kerk was. En dis die tradisie wat oorgedra is, van gemeente tot gemeente, uitgegaan het uit nuwe gemeentes gestig is, uitgevloei het buite toe, die woord wat oorgegee is aan ander gemeentes, waarby mense gekom het, dat luister hier, Paulus het vir ons gesê, dis hoe dit moet wees, en daai het nie iewers opgegaan nie, vir 2000 jaar is dit die boodskap wat die kerk hoor. Pastor, ons noem onsself 'n Pinksterkerk. En baie keer dan voel ek hoor maar ons wil swak, nie ons nie. Dan voel ek dat in die tyd waarin ons leef, baie Pinkstergemeentes voel ons moet so half om verskoning vra. Of jy weet, ons is 'n Pinksterkerk, maar ons is 'n Pinksterkerk. Ons glo in die werk. En wat beteken dit om 'n Pinksterkerk te wees? Ja, so net voordat ek daai vraag antwoord, ek love it, want ek volg 'n ouetjie op YouTube wat ook Pinkster is. Maar hy doen presies dit. Hy sê hy's 'n Pinkster, maar hy's Pinkster met 'n seatbelt. En die seatbelt is die woord van God. So ek sê, okay. Dis juist my krag, dis my motivering. Maar dis presies, dis soos, okay, maar is dit nie wat Pinkster
is nie. soos, jy kry jou extremes. By alles. By alles. Die Korinthe kerk was die extreme. Ja, that's it, that's exactly that. Ja. So Pinkster beteken, ons glo in die gawes van die Gees. Wanneer ek sê gawes van die Gees, dan bedoel ek die charismatic gifts of the Spirit wat jy lees in 1 Korintiërs 12. Ons glo dat die charismatic gifts was gegee aan die kerk en is nog steeds operational in die kerk. Wat God deur mense werk om die gemeente op te stig. Dis wat dit is om Pinkster te wees. That's what it is. Niks snaaks, jy weet, niks enigiets anderste as die woord van God nie. Exactly dit. So ek glo ons sal een van die eerstes wees wat die extremes uitlig en sê, ja, dis nie hoe dit moet lyk nie. Hoe moet dit lyk? Hier is die woord van God, dis hoe dit moet lyk. Jy weet, dis juist hoekom Paulus dis geskryf het. So ons het die riglyne en ons we try to apply it as closely as possible to the word of God. Imagine gou, ek was die vyand. Ek was die vyand, die duiwel, en ek wou bitter graag hê die koninkryk van God moes stop. Die authority of God, die dominion of God. Dit wat want dis die gees van God. Die koninkryk het naby gekom, sê Jesus, die koninkryk van God is hier. Ons ontvang dit die oomblik toe die Heilige Gees in ons woon en bly word. Nou imagine ek wil dit stop. Ek wil die krag van God stop, want die gees van God is die krag van God. Imagine ek wil dit stop. Al wat ek hoef te doen is either die mense kry om nie die waarheid te glo nie, of ek moet hulle kry om so ekstreem te word, dat hulle dit mis, dat die res sê, kom ons stop dit. Dan stop ek dit. Jy weet, en ek dink die vyand het succeed, as jy gaan kyk na church history, het hy succeed in al twee. Hy het succeed om te sê, ons glo dit nie, met baie van die Catholic doctrine wat daar is, ons glo dit nie, dis nie vir almal nie, jy kan nie daarin operate nie, jy mag nie, jy weet, seker goed is die lyne is getrek, en dan het ons die extremist van ons tyd, wat kom en dit is dit, die gawes van die gees is dit, en dit is hierdie, en dit is, jy moet hierdie goed eet, en spuit, en slange, jy moet dit raak crazy, en dan stem ek helemaal saam, met iemand wat sê, wow, ek is skepties, jy is net skepties, omdat jy nie die woord van God ken nie. Die woord sê, julle dwaal, omdat julle die woord van God nie ken nie. En sou ons net terugkom, en sê, wow, skepties wees, kom terug na die woord van God toe, lees wat sê die woord van God, bly by die woord van God sê, dan is ons veilig. Dis dit, en ek het al mense gehoor wat sê, maar dis weird. Vir jou vlees is dit. Want jou vlees is in die fisiese realm. Jy weet, en die gawes is 'n geestelike ding. So, vir jou vlees is dit weird, en vir jou vlees gaan daar teen skot, dis soos die water, Petrus wat op die water stap. Die vlees sê, maar jy kan nie op die water stap nie. Elke ervaring wat ek het rondom water en rondom dit, is ek swem daarin, maar ek kan nie op dit stap nie, dis impossible, dit kan nie so wees nie, no ways, I'm out. En dis wat ek praat van gemaksone. Die funny ding vir my is, as jy sê, okay, die gawes is nie vir vandag nie. En ek vraag, okay, watter gawes is nie vir vandag nie? Want jy gaan moet kieskeurig word in 1 Korintiërs 12. Sê, okay, daai gawe, okay, tale, nee, kan nie, tale is uit. Geloof? Nee, geloof is nog in. Okay, woord van kennis. Nee, ek weet nie, dit klink weird. Okay, woord van wysheid. Okay, wysheid. Nee, wysheid is seker belangrik. Ek kies wysheid is nog daar. So, all of a sudden raak jy kieskeurig rondom watter gawes nog operational is en watter gawes nie operational is nie, want jy kan nie sê al die gawes het gestop nie. Jy kan dit nie sê nie, want geloof is tog nog 'n ding. Wysheid is tog nog 'n ding. Jy weet, daar's gawes in Romeine 12 wat genoem word. Wat ook gawes van die Gees genoem word, daar's gawes wat ons almal sal erken, okay, dit gaan nog aan. Maar hierdie weird gawes, nee, dit gaan nie aan nie. Hoekom? En dan is my vraag met dit, as jy begin kieskeurig raak, as dit kom by die woord van God, waar trek jy die lyn? Maar waar trek jy die lyn wat weird is? Want jy verwys net na die gawes, en ek stem heeltemal met jou saam, maar
die oomblik wat ek begin twyfel in 1 Korintiërs, die brief van die Korinte, en dit my exclude van dit, en hierdie is nie meer vir my nie, dan kan ek dieselfde apply by enige iets voor dit en na dit. Ja. En dan kan dit begin apply by Jesus se woorde, en is soos, nee, wag, hierdie is nie vir my nie, hierdie is nie op my van pas nie, en dan kan ek reg deur die Bybel begin kies en keer, en dan sit ons in 'n geval waar ons begin sê, maar, ek glo nie hier nie. Die oomblik wat jy dit doen, dan begin jy twyfel in die woord van God, en die woord is 'n persoon. Ja, dit is... Die krag is in die woord van God. En om die woord van God te glo, is juis waar ons redding is. Dis juis waar ons krag is. En die oomblik wat die vyand jou kan kry om te begin twyfel in enige gedeelte van die woord van God, dan gaan jy ook twyfel in jou redding. Want nou begin ons praat van God wat 'n mens moes word. Wat real was, wat 'n voorbeeld geleef het, sonder sonde, as mens, en dan gesterf het, opgestaan het. Hoe radikaal en weird wil jy begin word? Ja. Ek meen, nou begin goed regtig weird raak, en as jy nie bereid is om die weird te confront nie, met jou thought pattern, en jou vyf en dit nie, dan waarin glo jy dan? Ja, maar dis presies, dis hoekom ek begin het met die storie waar ek tale vir die heel eerste keer beleef het. En vir my was dit weird geweest. Ja, vir my ook. Ek was Pinkster groot gemaak. Jy weet, ek is gereformeerd groot geword. So ek het in 'n Pinksterkerk groot geword, maar selfs in die Pinksterkerk waar ek was dit nie so algemeen. Jy weet, ek was by die kinderkerk gewees. So in die kinderkerk was dit glad nie gewees nie, hulle het glad nie daaroor gepraat nie. Ja. Jy weet, vir wat ook al rede nie. Maar toe ek nou begin na die Sondag eredienste toe gaan, toe beleef ek dit nou vir die eerste keer, en ek was soos, wow, hierdie is weird. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie, wat gaan aan. En ek het die skrif ondersoek, en nadat ek die skrif ondersoek het, was ek nog steeds soos, maar, jy weet, ek's baie skepties. Jy weet, wat is hierdie? En ek het 'n keuse gehad, wat ek moes maak. Of ek submit myself tot die woord van God, en sê ek wel, as dit is hoe God wil hê dit moet lyk, dan wie is ek om te sê nee? Ja. Jy weet, wie is ek om te sê, okay, maar dit moet so lyk of so lyk of so lyk. Nee, God het die autoriteit, hy het die reg om dit te sê. Ja. En dan as die skrif sê, okay, maar ek moet dit najag, ek moet dit byhou. Ja. So, ek sal sê, al doen ek dit verkeerd, jy weet, as ek nou met iemand praat, dat sê, is nie vandag nie, of dit is nie hoe dit lyk nie, of dit is nie hoe dit moet klink nie, of wat ook al. So, ek doen dit eerder verkeerd, en ek probeer die woord van God pursue, met alles wat ek het, as wat ek daai opdrag lees en sê, ek is nie seker nie, so gaan dit nie doen nie. Ek doen dit eerder. En jy weet, die woord sê, the pure of heart shall see God. Ek glo dit. En is soos... Pastor, maar is dit nie presies 1 Korintiërs? Is dit nie presies die brief nie? Is soos, luister, julle doen dit verkeerd. Ja. Dis wat Paulus doen. Hy sê, julle doen dit verkeerd. Nou, dink in vandag se konteks, sou iemand kom en sê, okay, julle doen dit verkeerd. Okay, maar dan moet ons ophou. Dis nie wat daar gebeur het. Dis nie wat daar gebeur het nie. Paulus kom in, mense is gedoop met die Heilige Gees. Die krag van die Gees is daar. Die Gees werk, die gawes van die Gees vloei. En Paulus kom nog steeds in, gelei deur die Heilige Gees. En hy kom in en hy soos, wow, ouens, ek nou woorde, so, dit staan nie daar nie, maar my woorde. Paulus kom en soos, ek erken, dit is die Heilige Gees wat werk. En ek erken, dis die gawes van die Heilige Gees, want daarin sê hy dat hierdie is nie, en hierdie is 'n bose gees, en hierdie is, daarin sê hy soos, ek erken, dis die gawes van die Heilige Gees, maar dit moet ordelik gebeur. Wat ons point na 'n spesifieke punt wanneer dit kom by die gawes van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees rondom Pinkster, rondom die doping met die Heilige Gees. Dis iets wat ek kan kies om te doen. Yes. Ek kan ook kies wanneer om dit te doen, alhoewel ek dit beleef, want dis binne my vermoë. Ja. Dis een van die mispersepsies wat daar is jy praat van 'n possession, jy weet, en baie mense wat dit soek, dink so daaraan, en dis hoekom hulle dit nooit beleef nie, want hulle sit en wag vir die Heilige Gees om oor te neem en hulle te kom possess, as ek dit kan sê. En dis nie hoe die Heilige Gees werk. Nee, die demoniese ryk werk. Dis hoe die demoniese, hulle wil beheer vat.
die Heilige Gees is in beheer. Ja. Jy weet, God is in beheer. Maar dis presies dit, as hy sê, doen dit ordelik, wat imply dat, okay, en daar's 'n skrif wat sê, die profeet is in beheer van die gees van profesie of ietsie soos dit, wat aanduiding gee dat die Here doen dit deur jou, maar jy is in beheer van hoe dit lyk. Ja. Jy weet, jy kan kies of jy terwyl die pastoor besig is om te preek op te staan en te begin skree in tale. En dis presies wat in Korinthe Dis wat in Korinthe gebeur het. Jy kan kies om dit te doen, of jy kan onder die leiding met die Heilige Gees, want ek glo dat wanneer daar 'n taal is, kom ons gebruik nou tale, want tale in Korintiërs 14 praat oor dit. Sê tale moet wat ek my rewind gegee. Tale in terme van iemand wat 'n taal bring for the purpose of revelation kan net gebeur as daar 'n uitleg is. So daar's 'n ander geestelike gawe wat saam met dit gaan. Ja. Nou ek glo dat wanneer iemand opstaan en 'n taal bring for the purpose of revelation, sal daar iemand wees. Ja. Nie 'n ding van nou moet ons wag. En as daar nie 'n uitleg is, dit beteken dat daai taal was verkeerd. Nie noodwendig nie. Nee. Nie noodwendig nie. Dit beteken dalk dat iemand het die uitleg gekry, maar hulle het nie die vrymoedigheid om uit daai comfort zone uit te tree en dit te doen nie. Want hulle het die keuse. Dis presies presies wat jy gesê het. So dis nie 'n ding van die Heilige Gees kom en neem oor en nou het ek nie meer beheer oor my liggaam en oor my tong en ek praat nou net en ek het geen idee. En party mense is juist bang vir die gawes omdat hulle bang is iets possess hulle en neem oor en hulle stel hulle in die verleentheid en dit. Pastor, ek het al, veral in die begin, het ek in situasies gekom waar ervaar ek het 'n woord, 'n taal. Die Heilige Gees wil deur my spreek, 'n taal in gemeente gee waar ek gekies het om stil te bly. As gevolg van the fear of man, as gevolg van jy weet onseker en as gevolg van en dan loop ek vir dae met daai burden op my hart, nee, dis soos I know I should have. Ek het al die situasies gesit waar ek die woord, die taal gehad het en dan hou ek dit terug en dan sê ek soos ek twyfel hieroor, ek weet nie of ek gaan nie en dan sal iemand wat 'n woord deel soos die uitleg. Hulle deel hierdie woord en dan ervaar ek, but that's exactly dis die uitleg van dit wat ek sou gespreek het. Die Here het net besluit om die uitleg te gee. Hy het besluit om die woord te gee en die woord kom dan na vore. En net so het ek al die uitleg gehad en ek confess dit. Want dit is hoe dit gebeur. Dus jy moet nog steeds kies om dit te spreek. Wat 'n taal, wat 'n menslike taal. Gebeur. Ja. Konnichiwa. Ja, it doesn't happen. Dis die enigste woord wat ek ken. Konnichiwa. So, dit gebeur nie net nie. Dis iets wat jy moet kies om te spreek. Jy moet kies om dit te laat om dit te spreek. Die voorbeeld wat ek altyd gebruik is die profeet Nathan. Jy weet wat na Dawid toe gegaan het na sy oorspel met Bathsheba en die feit dat hy dit gecover up het. En hy het na Dawid toe gegaan en hy het hierdie storie vertel van die ouetjie met die skaap. Jy weet, hy het 'n skaap gehad en daar het 'n ander ouetjie gekom en hy wou die ou se skaap gehad en as jy gaan dink aan wat dit beteken, dan beteken dit die Here het na Nathan toe gegaan met 'n woord. Dawid het dit en dit en dit gedoen. Jy moet hom gaan aanspreek. Maar Nathan het die tyd gevat om dit te proses en die manier van kommunikasie het hy gaan aandink en hy het aan hierdie storie gedink want hy het geweet Dawid gaan verstaan want hy was 'n herder gewees. So en hy het die tyd gevat om hierdie storie te vat en te formuleer. Dus ek kyk na van die profete wat die Ou Testament profete wat geskryf het. Van daai profete, the minor prophets, die boek is in die vorm van gedigte. Wat dit gesê. Wat beteken hulle moes gaan sit het met hierdie woord wat die Here vir hulle gegee het. Hulle het dit geprosesseer. Hulle het gedink aan hoe hulle gaan communicate en hulle het op die beste manier wat hulle gedink het om met te communicate het hulle dit gecommuniceer. Nou, die Here het nie Nathan gevat en
geforseer om tot by Dawid te kom en deur hom gespreek van skape en goed. En dan is hy vol sweet, Ja, soos ja, hoe het ek hier gekom en wat het ek nou gedoen nie. Was 'n mooi voorbeeld vir my van hoe die werking van die Heilige Gees en die gawes is wanneer dit kom by drome en visioene en drome is net wanneer jy slaap en visioene is wanneer jy wakker is en dan die uitleg daarvan. En hoe baie keer die taal wat jy ontvang of dan 'n woord wat jy gee van wysheid of kennis baie keer in die vorm van 'n visioen of in die vorm van 'n droom kom. Maar interessant genoeg, dan vind ons waar Paulus by 'n sekere dorp, by 'n sekere gemeente oornag. En dan het hierdie gemeente 'n droom. Almal van hulle het hierdie droom. Waar Paulus in die volgende dorp geslaan geword en ek dink gestenig word en gemartel word vir sy geloof en dit. En die volgende oggend kom hulle bymekaar en dis soos almal het soos jy het gedroom en hulle is alles en dan stop Paulus en hulle soos jy kan nie gaan nie en hy soos hoekom en dan sê want ons het hierdie droom gehad. Ja. En hulle deel hierdie scary droom met Paulus en hulle deel 'n interpretasie daarvan met Paulus. Ja. Interessant genoeg, dan sê Paulus, ek het ook die droom gehad. So, hy het ook die visioen gesien. En dan sê Paulus, so ek het dieselfde ding as julle ervaar van God af, dieselfde boodskap ontvang, maar ek het 'n ander interpretasie as julle. Ja. Die Here het hierdie gestuur om my te waarsku en voor te berei vir die pad wat hy vir my voorlê. Nie om my te stop nie. Julle interpretasie is dis om my te stop. En dis nie dit nie. En die woord sê, nadat hulle besef, hulle kon hom nie oortuig om te bly nie. So hulle was vasbeslote, hulle het die interpretasie. Wat beautiful is, nêrens in daai storie sien ons dat die Here, of 'n profeet, of Paulus, hulle rebuke en is soos, valse profete, want dis wat almal het, soos, ja, maar jy gaan dit mis, jy gaan verkeerd wees. Jou valse profeet, kom ons gooi jou dood. En nêrens sien ons dat niemand hulle wou doodgooi nie. Paulus is net soos hy, ouens. Ek weet wat die interpretasie is. Hoekom? Want ek het 'n verhouding met God. I know him. Ek ken hom. En dis dalk die ding wat ek buitekant toe wil deel met iemand wat bang is vir die gawes van die Heilige Gees wat na hulle kant toe kom. Iemand wat vir hulle woord deel, of iemand wat in tale bid, of iemand wat profeteer. As jy 'n verhouding het met jou God, as jy 'n verhouding het met Jesus, met die Heilige Gees, jy het 'n spirit of discernment. Ja. Jy het 'n spirit of discernment. Jy kan discern of dit wat jy nou beleef van die Here af is, of die interpretasie daarvan van die Here af is. As jy in 'n Sondagdiens sit en daar's 'n spreek in tale, of voel dit vreemd, al is jy nie gewoond daaraan nie, en jy connect met Jesus, wanneer die uitleg kom, gaan jy kan discern, is dit God wat nou met jou praat, of nie? En that changed lives. Dit verander lewens. Paulus in daai Korinte verduidelik en dan sê hy, hierdie gawes is juist daar om die ongelowiges van geloof te oortuig, om hoop te gee, is juist om die ongelowiges te kry op 'n plek waar hulle besef, wow, maar God is 'n amazing God en he's great, en so, daar's 'n doel daarmee. Discern dit. Die interpretasie kan dalk soms verkeerd wees. En wanneer jy dan moet vloei in die gawes van die Heilige Gees, jou interpretasie kan soms verkeerd wees. Dis fine, dis deel van die journey, dis deel van die pad. Ek dink is meer gevaarlik, en jy het nou gesê, om stil te bly. As om wel uit te stap en te sê, die Here het my hierdie ding gewys. Die Here praat met my en ek wil hierdie met jou deel. Ek dink in hierdie hele journey besef ek hoe belangrik is nederigheid. Om te besef dat dit is nog steeds die werking van die Heilige Gees. Dit is nog steeds sy gawe, dit is nie jou gawe nie. Hy is die een wat rule en reign, hy is die een wat in beheer is. Wees nederig genoeg om die tool in sy hande te wees. Wees nederig genoeg om te besef, maar in die uitleg daarvan kan jy verkeerd wees. Wees afhanklik van die Heilige Gees. En laat toe dat die Gees van God werk. Die ander ding, Pastor, is ons is huiwerig om 'n tyd te vat wat ons bid daaroor. So kom ek gebruik 'n voorbeeld. So ons kry hierdie aansporing van die Gees om 'n woord met iemand te gaan deel, maar nou dink ek, maar wat beteken dit? En vir een of ander rede dink ons dat ons moet nou dadelik met die persoon gaan praat, want ons het nou hierdie woord ontvang. En dis is, okay, maar wat gaan jy vir hulle sê? Jy gaan vir hulle hierdie woord deel en jy gaan daar so staan met 'n bek vol tande, as ek dit so kan sê. Vat 'n paar dae en gaan bid daaroor. Gaan vas daaroor. Gaan vra vir die Here,
wat beteken dit? Wat is die uitleg? Wat is die interpretasie daarvan? Terug na Paulus se storie toe, waar die mense vir hom gesê het, stop, jy kan nie gaan nie. Paulus het iets gehad wat hulle nie gehad het nie. En dit is die opdrag van die Here om te gaan. Jy weet, so hy was oortuig van sy opdrag, want hy het dit direk van die Here afgevat, want hy het 'n verhouding met die Here gehad. Ja. So, ons mis dit soms in die ding van, ek het nou die woord ontvang, ek sien jou nou, so ek moet dit nou met jou deel. En dit is soos partykeer, is dit nodig, vir jou om te gaan kou aan hierdie ding. Ja. By die Here tyd te gaan spandeer en vir die Here te vra, Here, maar wat beteken dit? Vat sy woord, die manier hoe ons profesie toets, die manier hoe ons die gawes van die Gees toets, die uitleg toets, die interpretasie toets, is dit in lyn met wat hy reeds gesê het in sy woord? Ja. Jy weet, iemand vir my sê, hy weet nie of dit die Here is wat met hom praat nie. Hoe bedoel jy nou? Nee, hy voel hy moet gaan bid vir iemand. Dan sê ek soos, Sal die duiwel vir jou sê, ja, jy moet gaan bid vir nee, gaan bid vir die persoon. Gaan bid, sê die woord jy moet bid vir. Ja, okay, doen dit. Nou het jy oortuiging, jy is reg saam met dit. That's exactly. So we tested with the word of God. En dis hoekom kennis van die woord. En die lewenstyl wat geïntegreer is met die woord so belangrik is. Want jy moet dit kan toets. Pastor, is so mooi, nee, gaan dan met jou gedagte, ek wil net hierdie daar sê, dis so mooi, want dis waar die probleem in kom. Die oomblik wat ons die krag van die Heilige Gees soek, maar nie die verhouding met die Heilige Gees nie. Dis waar die probleem in kom. Ja. Die verhouding ontbreek, maar ons wil die krag en die werke en die goed najaag, because it must be about me and what I did and what I achieved, and instead of being about him. Ja. En dis waar dit begin. Dit is, en wat mooi is in dit is, wanneer jy jou verhouding met die Here begin pursue, want ek het al die vraag gehad, hoe pursue ek die gawes van die Gees? Vir my is dit maklik, jy pursue die Gees. That's it. You pursue that relationship. Ja. Die gawes gaan natuurlik kom, jy gaan 'n aansporing kry, want jy ken die Gees, jy weet, jy kan nie die gawes ontvang en daarin loop en laat die gawes deur jou vloei as jy nie 'n verhouding het met die Gees nie. Selfs met die skrif. Jy kan nie die skrif verstaan as jy nie 'n verhouding het met die een wat die skrif geïnspireer het. Ja. So you pursue that. Dis wat jy pursue. Jy pursue 'n verhouding met die Here, jy pursue 'n verhouding met Jesus. En die gawes gaan kom. En dis nie te sê dat die manier hoe die gawes deur jou werk dieselfde lyk as wat dit lyk met ander mense nie. Yes. Dit is great om rolmodelle te hê en mense te hê waarop jy opkyk in die kerk en we've got heroes of faith. Jy weet, ek dink aan Billy Graham, die manier hoe hy ge-evangelize het. Jy weet, jy kan name noem. En dis great, jy kan daai mense, maar die Gees wil deur jou werk, want jy is jy. En wat ek daarmee bedoel is, jy het 'n persoonlikheid, jy het 'n sekere aanslag. Ja. En die Here wil dit gebruik, want hy het jou geskep so. Jy weet, partykeer dink ons moet onsself verander, ek is 'n introvert, so ek kan nie profeteer nie. Nie in ons sin, die Here kan dit nog steeds gebruik, deur jou werk en jy kan profeteer. Dit gaan anders lyk. Jy weet, dit gaan dalk nie lyk soos iemand wat op 'n berg staan en dit afkondig nie, of op 'n verhoog staan en dit afkondig nie. Dit gaan dalk anders lyk, maar Pastor, ek wil jou challenge met dit, nee, of nie challenge nie, ek wil hierdie dinge ingooi, en dis sommer net iets wat ek ervaar nou op die oomblik om oor te gesels, en mag die Heilige Gees ons help om 'n mooi antwoord rondom hierdie gedagte te shape. Maar jy weet, ons hoor baie keer mense wanneer dit kom by onsekerheid en wanneer dit kom by iets doen wat die Heilige Gees vir jou gesê, dan is daar so baie goed daar buite wat sê, ja, maar jy kan nie sê ek voel dit nie. Jy kan nie sê die Here sê nie. Jy kan nie sê ek het hierdie gedagte of dis 'n ervaring of dit moet 'n sekere manier uit jou uitkom. Dit moet 'n sekere oortuiging. Dit moet so as iemand net uitkom sê ek voel dit, moenie daarna luister nie. As iemand ek weet nie hoe jy daarmee te geken en dan sit dit soveel twyfel in die persoon. Wat moet ek nou eintlik sê? Mag ek nou sê ek ervaar dit?
ek het dit gehoor, want het jy het regtig gehoor, het die Here nou hier in die hemel uit met jou gepraat en hoekom het niemand anders dit gehoor nie, en dit los mense met hierdie ding van, okay, maar hoe moet ek dit dan nou articulate, hoe moet ek dit dan nou sê, want ek so half onseker as ek sê, die Here sê, en wat van as ek dan verkeerd is? Kan ek sê ek voel, kan ek sê ek dink, kan ek sê ek beleef iets, wat jou antwoord op het? Allah is fine. Ek het in my woord op Sondag het ek gesê, het ek die punt gemaak oor ek voel, maar ek het gepraat oor die emosie. Baie keer wat gebeur is, ons voel asof daar salwing is, en nou kan ek operei. Maar sodra daai gevoel weggaan, die emosie weggaan, dan is die salwing nie meer daar nie. Nee, dis nie waar nie. Die salwing is nog steeds daar, want die gees is nog steeds binne jou. Jy kan nog steeds in die gees operei. So, gaan terug na die profeet Nathan. Die Here het met Nathan gepraat, hy het 'n woord vir Nathan gegee, en Nathan het na Dawid toe gegaan, en hy het 'n storie geshare. Jy weet, en hy het gesê, maar dis jy. En hy het nooit gesê, die Here het vir my gesê om dit vir jou te doen. Of hy het nooit gesê, ek voel dit, of ek voel dit, of wat nie. Dis hoekom dit belangrik is vir ons, om die woord te vat wat ons ontvang, en te dink daaroor. Te mediteer, want as die Here jou as 'n spreekbuis wil gebruik, vir iemand anders, dan is dit nodig om te dink aan die woorde wat jy gebruik, om met daai persoon te gaan praat. Nou, jy kan gaan en sê, ek voel die Here sê vir my, dit en dit. Of jy kan gaan en sê, hoor, die Here het vir my gesê, dit en dit en dit. Daar's nie ons moet pas op om ons moet pas op om 'n wet te skryf, waar daar nie 'n wet is nie. Want dan beperk ons die werking van die Heilige Gees, omdat ons hierdie reëls skep van hoe dit gedoen moet, en baie keer as ek hierdie goed hoor van, jy mag dit nie so nie, jy kan dit nie so nie, dan sê ek soos, wow, we sound like Pharisees, ons klink soos die Pharisees en die skrifgeleerdes, wat nou hierdie reëls lees, en dan lees ek somewhere in die Bybel, of in 'n ander vertaling, hulle het gevoel, hulle het gehoor, en dan sê ek soos, wow, ek dog hierdie is 'n doktrine, ek dog hierdie is 'n teologiese punt, hoe kan hierdie vertaling dit so stel, en hoe kan hierdie persoon dit sê, en dan sê ek soos, ken hulle nie die skrif wat sê, die hart is meer deceitful as enige, en sê ek soos, come on guys, dit is, ons maak so maklik, dit meer complicated, as wat dit is. Verseker. En ek voel, dat die wanneer ons dit complicated maak, dan beperk ons die werking van die Heilige Gees. En nou is almal te bang om in die gawes van die Gees te opereit, want wat van as ek vir jou bid en vir jou sê, jy's genees, want dit is wat lewenspreek is. Wat van as ek dit doen en jy's nie genees? Wat van nou? Is ek nou vals? Is ek nou verkeerd? En wat van as ek in 'n taal spreek en daar's nie 'n uitleg nie? Wat van het ek dan verkeerd opgetree, want dan moet 'n uitleg wees? Jy het klaar gedoen wat die Heilige Gees van jou gevra het om te doen. Jy het klaar dit gedoen, well done vir jou. Net as ons gelukkig is, dan is daar 3 of selfs meer dat ons orde moet bring. What a beautiful church environment is dit wanneer ons nodig het as pastore om te sê, hey, wow, nou, ouens, ons wil by die preek uitkom. Dis 'n woord van die Here wat moet gedeel word. Maar ons gaan nie daar kom, solank as wat mense met hierdie vrees sit en die onkunde rondom die woord van God. As dit kom by, nee, gaan en spreek dit wat jy voel. Gaan en spreek dit wat goed is, opbouend is. Gaan en spreek dit wat die Gees van God op jou hart lê. En gaan doen dit tot opbouing van die gemeente. En die Gees van God gaan jou bekragtig. Hy gaan daar wees vir jou. Kry jou verhouding met Jesus in plek. Pursue die relationship. Because that's ultimately waaroor dit gaan. Ons het Sondag aan 'n bietjie gepraat oor ons been betrokke. En na aanleiding van jou woord het ons by 'n punt uitgekom waar ons gepraat en dit was my eintlik so mooi om daaraan te dink na die tyd. Daar's 'n sekere gedeelte van jou verhouding met Jesus wat ontbreek. As jy nie betrokke raak in terme van die gawes van die Heilige Gees nie. Dink gou aan. Jesus gee die gawes van die Heilige Gees aan ons vir die gemeente. Dis 'n gawe wat operate wanneer jy operate in 'n plek van betrokkenheid tot die opbouing van die gemeente. As jy sê, ek gaan nie in die gawes van die Heilige Gees operate nie,
dan ontneem jy jouself van 'n sekere gedeelte van 'n verhouding met Jesus, Ja. wat plaas veronderstel is om te vind. Jy kan, en jy kan nog steeds gered wees, jy kan nog steeds hemel toe gaan, en geloof kom deur ons is gered deur geloof alleen. Ons weet dit, ons verstaan dit, maar jy ontneem jouself van hier, van 'n sekere gedeelte van verhouding. Daar's vir my min dinge so lekker in my verhouding met Jesus, soos wanneer die Here my stop en sê, okay, great, jy is besig waarmee ek wil hê jy moet besig wees, maar in hierdie oomblik, ek wil hê jy moet jou fokus gou hiernatoe skuif. Ek wil hê jy moet hierdie woord deel, ek wil hê, want nou net gebeur hier buitekant, waar ons in 'n vergadering sit, wat ons weet die werking van die Heilige Gees, die beplanning van die Heilige Gees is, mense kom onderbreek dit, want hulle het verkeerde adres, verkeerde kerk, verkeerde pastoor daar nie, en in daai oomblik sê die Heilige Gees net, maar dis hoekom my hier is, ek het 'n woord van kennis wat ek wil hê met hulle albei deel, en ek deel 'n woord van kennis, en albei persone is so geraak, in daai oomblik, want daai is verhouding, En as jy dit nog nie beleef het nie, dan wil ek vanoggend, pastor, as ek dit kan uitroep na die gehoor toe, na die persoon wat luister nie, daar's 'n gedeelte van jou verhouding met Jesus, 'n gedeelte van daai intieme verhouding met Christus wat ontbreek, as jy nie daarna smag nie, as jy nie na die gawe smag nie, na die werking van die Heilige Gees deur jou, om iemand anders te bedien. Ja. Daar's soveel intimiteit in daai oomblik. Ja, dis lekker om daar te wees. Ja, en jy weet, jy praat van die purpose van die gawes. Daar's iets wat nie net vir jou persoonlik ontbreek nie, maar daar's iets wat in die kerk ontbreek. Ja. Maar die purpose van die gawes is om die kerk op te rig, op te stel. So, ja, my gebed is vir almal om dit te pursue. Ja. En die ding is, ek moet nou net my woorde mooi kies hier, maar die ding is, ek voel ons moet daai ding sê wat jy altyd sê, moenie hoor wat ons nie sê nie. Ja. Ek aanvaar dit in ons gesprek vanoggend, daar 'n klomp questions mag ontstaan, en is dit wat julle bedoel, is dit wat julle sê, is dit wat julle, en dis presies daar, hier is soveel goed waaroor ons kan praat vanoggend, dis nie ingewikkeld nie, is baie eenvoudige goed, maar dan gaan ons nie binne dis presies, ek wil net daar insit, so, dis hoekom jy so versigtig is om iets te sê, en ek dink vanoggend terwyl ons praat, ons is bitter versigtig en humble, deur die gedagte dat ons oor hierdie tema kan praat, en praat asof ons dan kenners is, wat ons eintlik net 'n druppel van dit raak, en nie eers naaste by die volheid of meer, jy weet, dit het wat Christus daaroor, wat die woord daaroor sê, en wat hy nog daaroor wil openbaar en dit nie. So ons weet dit, ons verstaan dit. Sorry pastor, ek verstaan hoe jy voel, is soos, it's such a beautiful thing to speak about. Ja, ek waardeer dit. Nee, die ding is, die gawes van die Gees, ons het dit in die begin gesê, is 'n baie onnatuurlike ding. Ja. Because it's a supernatural thing. Ja. En saam met dit gaan daar vrae wees, soos presies wat jy gesê het. En die ding is, ons moet pas op om nie dit wat ons belewenis is en ons ervaring is. Ons praat van genesing nou spesifiek, jy weet, ek het al vir hoeveel mense gebid, en daar's hoeveel mense wat nie gesond geword het nie. Okay, ek het nie die gawe van genesing nie, so ek gaan nooit weer bid vir genesing nie. Jy weet, ons het al hierdie idees. Jy weet, ek het een keer in tale gebid, en niemand het dit uitgelê nie, okay, so ek moet nie in tale bid. So my manier van in tale bid is verkeerd. Ons moet nie ons geloof bou op ons ervaring, of op die geskiedenis van die kerk, of van my, of van wat ook al. Ons moet ons geloof bou op die woord van God. Ja. Wat sê, dit is hoe dit moet wees. Ja. As ons by mekaar. Ja, that's it. So, is daar ruimte om foute te maak? Yes. Ek glo dit, ons sien in die woord voorbeelde van mense wat dit verkeerd interpreteer en goed. Maar saam met dit wil ek sê, ons moet pas op dat die pendulum nie te ver na die ander kant toe swing, waar ons sê, okay, maar jy weet, is fine, we don't take any responsibility, en ek kan profiteer soos wat ek wil, en as dit nie is nie, sorry, is 'n fout, ek is 'n mens. Ons werk nog steeds met die woord van God. Die heilige God. Met die heilige God. Ja. Jy weet,
if you want to say, thus saith the Lord, okay, dit bring 'n mate van responsibility van jouself. Make sure does know of the Lord. I love it, ja. Ek het 'n storie van 'n ouetjie wat in Newcastle was, wat so af en toe na ons dienste toe gekom het, en so af en toe na my selgroep toe gekom het. Toe dit nog iemand anders se selgroep was, waar ek net betrokke was. En die ouetjie het sy hart was so mooi geweest, hy die profetiek het hy pursue, jy weet, die gawe van profesie, en hy wou regtig net profeteer, en hy het gekom en hy het woord geshare, en goed, en dit was goed geweest, en in die middel van COVID, sit hy op Facebook 'n datum en 'n tyd, waar hy sê, COVID gaan hierdie dag en hierdie tyd, I declare it, thus saith the Lord, gaan hierdie, en ons kontak toe hom, en ons sê, okay, as jy dit beleef het, great stuff. Wat gaan jy doen as dit nie so is nie? En hy sê, waarvan praat jy? Soos, as daai dag kom, en die volgende dag, gaan COVID net aangaan. Ja. Wat gaan jy doen? Gaan jy ten minste om verskoning vra? Soos, is daar enigstens accountability? Want ek dink baie keer is die mense soos, ja, maar daar is nie accountability in Pinksterkerke nie. En vir die mense wat op Spotify luister, ek sê dit in air quotes, want dit is half die persepsie, ek kry seer in die Pinksterkerk, want daar was 'n woord oor my gesê, en dit het nie so gebeur nie, en ek het alles verloor, of wat ook al, en daar's geen accountability aan daai mense. Ja. So ek dink, jy weet, besef, daar is grace vir foute en misinterpretasies en daai tipe van goed, maar daar moet accountability ook wees. Net soos wat daar is accountability vir ons wat preek. Jy weet, as ek opgaan en ek begin goed preek, wat teologies en goed heeltemal teenstrydig is met die woord van God, jy weet, daar's accountability. As ek op 'n Sondag opstaan en sê, okay, ouens, die Here sê, redding kom deur geloof en werke. Wow. Daar moet accountability wees. Selfde met die gawes van die Gees, there is accountability, en daarom, as jy die skrif gaan ondersoek, dan sal jy sien, Paulus sê, toets dit. That's it. 1 of 2, jy weet, laat daar Daai beproef is nie vir drank en ja, nie vir die studente. Behou die goeie, Beproef alles en behou die goeie is nie, dit is daar spesifiek oor profesie, wat hy praat en woord, want dit is dit bly 'n heftige saak. 'n Woord van profesie is 'n heftige saak. Ons kan nie om dit kom nie. Jy weet, 'n visioen wat jy sien, om dit te konvey, 'n taal wat jy spreek, dit is 'n heftige saak. Want dis die Here wat iets wil sê, wat iets wil Pastor, maar met dit saam wil ek dit en jy so reg, vir die persoon daar buite waardeur die Gees werk om die gawes dan te doen, weet dat die vrees van God is die beginpunt van alle wysheid. Die vrees van die Here bly 'n theme. Die Pinksterkerk kan die vrees van God nie wegval nie. Die manier hoe ons vrees is different as die wêreld. Ons het 'n respek vir God. Ons het 'n ongelooflike respek vir sy heiligheid en die werking van die Heilige Gees in dit. So vir jou wat deur die Gees van God wil gebruik word, onthou dit. Daar is accountability, en die accountability gaan oor jou kondisie van jou hart, jou betrokkenheid, jou verhouding met Jesus. Jy weet, en waardeur jy spreek. Dis daar. Maar net so, en dit is so belangrik, maar net so is die ander kant, dat, maak seker dat jy het 'n verhouding met God, wanneer jy dit ontvang, en jy is mature enough, om die woord te pas, wat sê, gaan beproef dit. Loop weg, gaan beproef dit, gaan kyk, is dit nie, en as jy al seer gekry het deur so 'n woord, of deur 'n gawe van die Heilige Gees, of wat dit ook al mag wees, jy weet, ek het al gehoor mense is kwaad, want jy het vir hulle gebid, of ek het vir hulle gebid, en hulle is nie genees nie, en nou is hulle kwaad vir my, en is, wow, ek doen nie die genesing nie, ek het opgedrag in gehoorsaamheid, en ek het gebid, en geglo, en lewe gespreek. Dis Jesus wat die genesing doen, jy weet, maar wanneer jy beproef dit, loop weg en gaan ondersoek jou eie hart. En vra vir die Here, wat is dit wat hy in jou lewe besig is om te doen? Nou, wat is dit wat hy besig is, waarmee hy besig is? Wat is sy timing? Wat presies? En al daai goed is deel van hierdie perfect relationship.
hierdie verhouding, Ja. 'n roepe na nader aan hom, en om hom te leer ken en te sien. Exact. Pastor het gepraat oor Petrus wat uit die water klim. Jy gaan nooit beleef gevoel het om op die water te loop as jy nie uit die boot uit klim, either deur toe te laat dat die Heilige Gees deur jou werk, of om toe te laat dat iemand deur die werking van die Heilige Gees in jou lewe inspraak het nie. Jy gaan nooit die water beleef nie. Jy gaan nooit. En dit is fyn om comfortable in die boot te wees, maar moet dan nie jaloers raak of lelik raak teenoor mense wat dit doen of beleef nie. Ja. Want jy kan dit nie beleef hier in die boot nie. Maar as jy jouself daar buite sit, deur toe te laat dat die Heilige Gees deur jou werk, of toe te laat dat iemand deur die Heilige Gees in jou lewe inspraak het, dan wees bewus van die feit dat wanneer ons op die water loop, is dit bonatuurlik. Dis God wat dit doen. Dis nie jou ability nie, dit is bonatuurlike werking. Wees ook bewus van die menslikheid van die ander persoon of van jou om die interpretasie verkeerd te kry, en dat daar moontlik gesin kan word. Maar wees ook dan bewus, en jy het so mooi gesê van Jesus wat daar naby is, by jou is, bereid is om jou hand te vat, of jy nou die een is wat die woord gee, en of jy die een is wat die woord ontvang. En ek wil hierdie parable die hele tyd trek, want dis die twee mense wat hier met Jesus is daar. Ja, hy kan 'n reguit hou slaan met 'n kromstok. Wat kan hy nie doen nie? Wat kan hy nie doen nie? So hoekom moet ons dit dan vrees? En wegbly. En hoekom? My ervaring is, pastor, dat my lewe is baie voller, vandat ek toelaat dat die Heilige Gees deur my werk in sy gawes. My lewe is baie voller, vandat ek toelaat dat mense deur die werking van die Heilige Gees die gawes in my lewe inspraak het. En wanneer ek sê voller, beteken dit beteken nie dat mense het al verkeerd gekry het nie. Ek en my vrou het vandag 2 beautiful seuns, al 2 aangeneem. Awesome, ek wil nie my lewe anders hê. Die vervulling van alles van God in my lewe het geskied. Ons het profesie gehad wat ons sê ons gaan 4 kinders hê. Wat gesê het ons gaan 4 dogters hê en toe gaan ons 4 seuns hê. En ons het profesie gehad en ek staan nie hier vandag met geen verwyd. Geen verwyd nie. Ja. Die woord is gedeel, ek aanvaar die woord, die interpretasie was verkeerd. En dis fyn, want ek is seker iewers in die journey het ek ook dit al verkeerd gekry. Ja, en dis die ding, as jy nie bereid is om grace te wys, genade te wys vir iemand anders te nie, kan jy nie verwag dat iemand anders te genade moet bewys aan jou nie. Ek dink dis 'n beautiful ding om half te los by die kyker en te los by die luisteraar. Ons moet onthou, we are saved by grace. Ja. Genade is ietsie wat ons moet snap en verstaan. Ja. En weet dat as iemand 'n fout maak, dan we do not excuse the mistake. We do not justify the wrongdoing. Ons vergewe die mens. Want die Here het hulle vergewe. En die Here was bereid om sy lewe te gee vir hulle. So ons vergewe die mense en ons gaan aan. En ons pursue nog steeds die werking van die Gees. Want die woord sê ons moet. That's it. Pastor, my laaste woord sou wees, ek het al met mense te doen gehad wat kwaad is vir iemand anders, want die woord wat hulle ontvang het, die profetiese woord het nie tot vervulling gekom, soos gesê is nie, en dan het hulle daai mense met klippe gegooi, gelabel as valse profete, whatever, hulle gehaat, nooit weer niks nie, net om jare later die vervulling van daai woord wel te beleef. Ja. Be careful. Ja. Be careful. Daar's 'n skrif wat sê, julle sê, die profete profeteer, maar dit word nooit waar nie. Nou is die tyd dat dit tot vervulling sal kom, en dis jare na die tyd. Ons is nie in beheer daarvan nie. Ons is slegs die tool in die hand van die Here, en jy of ek dan van die ontvangkant is ook veronderstel om 'n verantwoordelikheid te hê teenoor die woord wat ons ontvang. Die enigste waarskuwing wat ek daar buite sal rig vir al enige een van die twee partye, en jy het dit nou aangeraak, en ek dink dit is baie belangrik, is wees versigtig om met die woorde te sê, die Here het gesê. Wees versigtig daarmee, want dis waar die meeste seer inkom. Be careful saying, thus says the Lord. Ek sou liewers gemaklik wees om te sê wat ek ervaar, wat ek sien, wat ek hoor, en deel wat op my hart is, en toelaat dat die Heilige Gees die interpretasie
in die volgende persoon bewerkstellig. Maar weer eens, laat die gees van God deur jou werk. Hê jou verhouding as die een waardeur die gees werk of die een wat ontvang, hê jou verhouding met Christus as primêr. Ja. Dis waar dit gebeur. Yep. Moenie instap in die aanbidding en die woord en die krag en die gawes soek, maar jy mis die aanbidding nie. Worship, kry die aanbidding, kom in die troonkamer. Ja. En as jy in die troonkamer is, sal daai goed vloei as dit die begeerte is. Ja, that's beautiful. Pastor, baie dankie vir hierdie gesprek. Dit was baie lekker geweest en ek hoop dit het julle gebless, wie ook al julle is, maar ook al julle vandaan kyk. En ek wil vra, stuur hierdie aan. Share dit met julle vriende, met julle families en met die mense wat jy dink dit 'n impak gaan maak. Ons doel met die podcast is regtig om 'n blessing te wees vir soveel as moontlik en julle het 'n aandeel daarin. Elke like, elke share, elke comment help ons om dit te doen. So ons wil vir julle dankie sê. Dankie dat julle ingeskakel het. Dit was so lekker geweest om weer saam met julle te kuier. Thanks Pastor. Pastor, baie dankie. Bye julle.